Goeiedag almal, dit is Theo. En vandag laat jou gebedslewe, jou gedagtes, jou denke vernuwe. Jy weet, gebed is nie bloot die opsê of doellose geprewel van woorde nie. Gebed is om doelbewus in te beweeg in die teenwoordigheid van ons Skepper God, om met hom te praat. En dit op sigself verg in die eerste plek om met die regte houding, die attitude in te beweeg. Hebreërs 10 vers 19 tot 22, hoor wat sê die woord hier. Terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Nou hierdie woord toetree, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, is in Grieks die kragtige, duidelike beskrywende woord prosergomai, wat direk vertaal dui op die wilsbesluit om doelbewus in te beweeg in God se teenwoordigheid. En dan om passievol met hom te praat oor iets baie spesifiek. Die woord prosergomai dui daarop dat ons nader tot God nie bloot 'n informele kuier is nie, maar eerder die wete, die passievolle gemoedsoortuiging met wie jy op daardie oomblik van gebed te doen het. Johannes 15 vers 7 sê dit vir ons baie duidelik. As julle in my bly, die Griekse vertaling sê, ean meno en emoi, wat beteken, ek wens julle wil onlosmakend en permanent in eenheid met my wees, en my woorde in julle sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Kan jy sien, jou gedagtewêreld, jou persepsie, jou totale emosie is betrokke in hierdie gebedsuitwaag. En dan hoor bietjie wat sê Jeremia 29 vanaf vers 12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. Hierdie woord soek in hierdie vers is bagash in Hebreëus, wat dui op 'n hartstogtelike begeerte om by die Here te wees, om in sy teenwoordigheid te wees. Bagash dui daarop dat ons honger na die lewe wat in God is, ons dryf om in sy teenwoordigheid te wees en om daar te bly. Gebed mag nooit oppervlakkig wees nie. Dit moet 'n positiewe, 'n doelgerigte en passievolle onderwerping aan hom wees. En dit kan alleen gebeur wanneer jy jou gedagtes, jou emosies, jou hele wese vernuwe. Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Mag jou gebedslewe jou dryf om jou gedagtes te vernuwe, om te dink soos wat die Here wil hê jy moet dink. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.